Ons dierbare Hemelvader, ons weet as ons voor U staan en ons wil ons Bybels vat en dit oopmaak, dan is ons hande nie skoon nie. Ons sou dit eintlik eerder agter ons rug wou wegsteek. Maar dankie Here dat as U na ons hande kyk, dan sien U dit raak deur U eie hande wat deurboor is, sodat ons skoon kan wees. Dankie dat ons vandag die vrymoedigheid kan hê om U woord oop te maak. Seën ons asseblief en bereik U doel met ons in Jesus se naam. Amen. Daar is 'n klein dorpie in die Karoo waar daar 'n grondpad deur die veld loop. Reguit, stowwerig en vol belofte. Maar as jy ver genoeg ry, dan eindig die pad skielik teen 'n draadhek in die veld. En jy het nêrens heen om te gaan nie. Dit is 'n doodloopstraat. En baie mense beleef die lewe presies so. Jy ry hard, jy werk hard, jy speel hard, jy bemin hard. En dan op 'n dag staan jy voor die hekkie van die dood, byvoorbeeld. Dis klaar, verby. Geen pad verder vorentoe nie. En die dood is vir jou 'n doodloopstraat. 'n punt waar alles eindig, daar's geen toekoms nie, net stilte, verlies en uiteindelik verrotting. Nou vandag neem die Here ons na 2 plekke met ons skriflesing waar alles dood is. En hy wys vir ons, by hom is daar nie doodloopstrate nie. Hy vat die profeet Jesegiel na 'n vallei vol droë bene. En hy vat sy disippels na 'n graf wat al 4 dae lank dood toe is. En op albei plekke sê alles, dis klaar. Maar God sê, kyk weer. So kom ons lees van dit. Jesegiel 37 vers 1 tot 14. En dan Johannes 11 gaan ek nie die hele hoofstuk lees nie, net so hier en daar 'n paar verse. Jesegiel 37. Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene. En die Here het my om die bene laat loop en ek het gesien daar's baie bene in die laagte en hulle is baie droog. Toe vra hy vir my, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? En ek het geantwoord, nee, dit weet net U, Here my God. En hy sê toe vir my, tree op as profeet vir hierdie bene. En sê vir hulle, hoor die woord van die Here, droë bene. So sê die Here my God vir hierdie bene. Ek gaan gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle seënings en vleis aansit en julle oortrek met vel en dan sal ek gees in julle gee sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het toe as profeet opgetree soos ek beveel is en terwyl ek dit doen hoor ek 'n gedreun. Die bene het na mekaar toe beweeg, elkeen na die been toe wat by hom pas. En terwyl ek kyk kom daar seënings en vleis aan hulle en word daar vel bo-oor getrek. Maar daar was nog nie gees in hulle nie. Toe sê die Here vir my, praat nou as profeet met die gees. Tree op as profeet, mens. Sê vir die gees, so sê die Here my God. Kom uit die 4 windstreke gees, blaas in hierdie dooies in, dat hulle kan lewe. Ek het as profeet opgetree, soos die Here my beveel het, en toe kom die gees in hulle, en hulle lewe, en gaan staan regop. Dit was 'n baie groot menigte. Die Here het vir my gesê, mens, al hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê, ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer nie, dis klaar met ons.
tree op as profeet en sê vir hulle, so sê die Here my God, ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk. En ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk, sal julle besef dat ek die Here is. Ek sal my gees in julle laat kom sodat julle kan lewe en ek sal julle in julle land laat woon. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê en ek sal dit doen, sê die Here. En dan blaai ons na Johannes 11. 'n man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê, Here, hy vir wie u lief is siek. En toe Jesus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. En Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy egter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê, kom ons gaan terug na Judea toe. Dan by vers 17, toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer. En baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê toe vir Jesus, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat God U alles sal gee wat U van hom vra. En Jesus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom, ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en hy was aangedaan. En hy vra toe, waar het julle hom begrawe? En hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. 'n Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie? Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol. En Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want dis al die 4de dag. En Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie. En hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. En die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. En Jesus sê toe vir die mense, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Baie van die Jode wat na Maria toe gekom het en gesien het wat Jesus gedoen het, het tot geloof in hom gekom.
Nou, al twee hierdie gedeeltes wat ons gelees het, Jesegiel 37 en Johannes 11, sê vir ons net een ding, en dit is dat God vat ons doelbewus na doodloopplekke toe. Nou, niemand van hulle, hierdie twee, Jesegiel en of Jesus en die disippels, het per ongeluk in hierdie tonele beland nie. En Jesegiel 37 vat God self die profeet na die vallei toe. Hy moet sien wat daar aangaan, hy moet sien hoe hopeloos dit is, hy moet sien hoe uitgedroog die bene is. Hulle is nie net dood nie, hulle is lankal dood. En in Johannes 11 wag Jesus doelbewus 'n paar dae voordat hy Betanië toe gaan. En teen die tyd dat hy daar aankom, dan sê Martha, Here, hy ruik al. Dit is asof God sê, ek wil hê, jy moet sien hoe lyk 'n werklike doodloopstraat. Want dis juist daar waar God werk. God werk in doodloopstrate. En ons ken almal sulke plekke. Dalk 'n verhouding wat gebreek is. Ek wil amper sê wat verklaar is dat sy raklewe verby is. Of 'n liggaam wat nie gesond word nie. 'n geloof wat uitgedroog het. 'n wêreld wat voel of dit uitmekaar uitval. 'n gemeente dalk wat stagneer het. Hoekom groei ons nie? Dit voel soos 'n doodloopstraat, maar die Bybel sê, dis presies waar God begin. Nou by Jesegiel sien ons, God het 'n plan, selfs in chaos. Nee, die profeet Jesegiel tree op in een van die donkerste tye van die Israeliete in hulle geskiedenis. Die volk was in ballingskap in Babel, Jerusalem was verwoes, die tempel en puin, die mense het gesê, sê vers 11, ons hoop is vernietig, ons is afgesny. En in hierdie tyd neem die gees van God vir Jesegiel en sit hom neer in 'n vallei vol menslike beendere, uitgedroog, gebleik deur die son. Net die stilte van die dood. En dan vra God 'n vreemde vraag vir Jesegiel, né? Kan hierdie bene weer lewe? Dis 'n toets vir Jesegiel se geloof, want logies is die antwoord nee, kan nie. Want beendere lewe nie, hulle praat nie, hulle kan nie dans nie. Maar Jesegiel antwoord met geloof, as hy sê, Here God, U weet dit. Ek los dit in U hande. En dan sê God, nou maar goed, profeteer. Hy moet preek vir dooie beendere. Hy moet vir dooie beendere sê, so sê die Here. En dan gebeur die verstommende ding. Wanneer God praat, deur Jesegiel weliswaar, dan begin die bene beweeg. En God blaas en daar kom asem. God werk en daar kom lewe. So die boodskap hier is dat die grootste werklikheid in die lewe is nie die dood nie. In 'n vorige gemeente lank terug was daar 'n ou tannie wat altyd graag pannekoek gebak het, maar sy het so baie spesiale pannekoekbord gehad, en as jy die laaste pannekoek oprol van die bord af, dan staan daar op die bord groot vetletters gedruk, niks is sekerder as die dood nie. So baie mense glo, dis die hardste, grootste werklikheid van die lewe is die dood. Maar die boodskap hier is, dat die grootste werklikheid is nie die dood nie, die grootste werklikheid is God se plan wat in beweging kom. God wat werk. Selfs al lyk alles verkeerd, is alles nie verlore nie. En ons lewe in 'n wêreld wat soms na daai vallei lyk. Chaos, onsekerheid, pyn. Lanklaas het iets ons so daaraan herinner as die onrus of die oorlog in die Midde-Ooste.
Maar God sê, ek het 'n plan, vers 14, ek het dit gesê, en ek doen dit. Nee, ek voer self my plan uit. En wat God doen is, hy bou nie sukses nie. Daar's baie dominees in hierdie wêreld, pastore, predikers, wat vir jou sê, God wil hê jy moet ryk wees. Nee, dis waar ons God se seën lewe. Hierdie ouens, hulle sien goud en lande en ek weet nie wat se goeders alles nie. Jesus bou nie net sukses in hierdie wêreld nie. Waarvoor hy gekom het is om lewe te bring uit die doodheid. Dis wat God doen. Lewe in 'n verhouding wat dood is, lewe in 'n liggaam wat agteruit gaan, lewe in 'n gemeente wat worstel. Jesus self het nie die suksesleer geklim nie. Hy het die kruis geklim. En juist daar, in die doodloopstraat van die kruis, het God die wêreld gered. Nou as dit so is dat God die een is wat lewe bring, hy sê ek het dit gesê, ek sal dit doen, God doen hierdie werk, so wat doen ek en jy, wat is ons aandeel, wat moet ons doen, wat vra God van ons? Daar's 3 eenvoudige dinge. En die eerste een is, wees daar. Ou soos Woody Allen het gesê, 80% van die lewe is net om op te daag. 80% of life is just to show up. Want party mense leef nie teenwoordig nie. Ons wag dat die lewe gebeur en dan reageer ons daarop, meestal met vrees, dat dit nie moet skeefloop nie, nee, ensovoorts. God bring vir Esegiel en hy sê, wees hier teenwoordig. Hy bring vir Jesus na Lazarus se graf en Jesus bring vir Maria en Martha na die graf toe en maak hulle daar teenwoordig. Here, hy reik al, maak oop. Wees teenwoordig. Wees beskikbaar vir God se plan met jou lewe. Blom daar waar jy geplant is. 'n tweede eenvoudige ding wat ek en jy moet doen is om te wag. Wag op die Here. Dawid sê dit dikwels in sy psalms. Die bene moes wag vir God se stem en vir God se asem. Nou, ons lewe in 'n wêreld waar ons wil vinnig resultate hê, maar God werk op sy tyd. Moenie wag en dan moedeloos raak nie. Wag met die wete dat God sê, ek sal dit doen. Ek doen wat ek beplan het. 'n derde ding wat ek en jy heel rustig eenvoudig kan doen is om te vertrou. Nie op onsself nie, maar op God wat die dooies lewend maak. Paulus skryf aan die Korintiërs in sy tweede brief en dan speel hy op Esegiel 37 se profesie as hy sê, sodat ons nie op onsself se vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek. En dan is daar 'n baie kosbare ding wat ons in Johannes 11 optel met Lazarus se dood, is dat Jesus stap reguit in ons doodloopstrate in. Hy staan by Lazarus se graf en hy doen iets wat hulle nie van hom verwag het nie. En dis dat hy huil. God staan nie op 'n afstand van ons pyn nie. Hy stap in. Hy voel. Hy huil saam met Martha en Maria. Hy huil oor Lazarus. Hy huil oor die gebrokenheid van die wêreld. Hy voel vir jou en my lewe wat voel asof dit in 'n doodloopstraat is. En dit beteken jy mag ook maar huil. Dit is goed, dit is gesond. En dan moet ons hoor, trane is nie 'n teken van swakheid nie. Dit is 'n teken dat jy teenwoordig is. Dit is 'n teken dat jy lief het. En midde in hierdie pyn
sê Jesus nou vir die disippels en die omstanders by Lazarus se graf iets wat hulle nog nooit gehoor het nie. As hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Hy sê nie vir hulle, ek sal dit eendag vir julle gee nie. Hy sê, ek is dit. Ek is die opstanding. En dan roep hy, Lazarus, kom uit. En dan gebeur die onmoontlike, dat die man wat 4 dae dood is, stap uit die graf uit. Kan jy dit indink? Ek dink as iemand vir hom sou gevra het, soos 2 hoofstukke vroeër by die blinde Bartimeus, toe hulle hom uitgevra die fariseërs en gesê het, hoe het dit gebeur? En hy sê, ja, ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar een ding weet ek was blind en nou sien ek. Dink as hulle vir Lazarus gevra het, sou hy soortgelyke antwoord gegee het. Ek weet nie wat gebeur het nie, maar ek was dood en nou leef ek. En dis die evangelie in een sin. Ek was dood en nou leef ek. So Jesus verander doodloopstrate in deurgange. Hoe werk dit? Dit beteken nie dat ons nie gaan sterf nie, want die sterftesyfer onder Christene is nog steeds 100%. Maar dit beteken, die dood is nie meer 'n doodloopstraat nie. Dis 'n deurgang. Jesus het die dood verander in 'n pad. Dit is soos 'n kind wat siek word. En hy wil nie alleen daar in sy kamer lê nie, hy klim by pa en ma in die bed. En môreoggend word hy wakker en hy sommer spring lewendig en alles is oor en verby. Veilig, geborge, tuis in pa en ma se bed. En dis wat Jesus doen. Hy vat jou deur die donker en hy bring jou huis toe. En as ons weet dis waar en ons omhels dit, dan verander dit alles. Dan begin ek en jy om anders te lewe. Want niemand wat dit beleef, God se genade in Jesus Christus wat lewe bring waar daar dood is, niemand wat dit beleef kan nog dieselfde persoon bly nie. Dit verander jou. Jy leef nie meer gedring deur vrees nie, maar gedring deur hoop. Jy meet nie jou lewe aan sy lengte nie, maar jy meet jou lewe aan die betekenis daarvan. Jy hou aan. Dwars deur alles. Soos hy Duracell hasie in die advertensie, né? Want die lewe hou nie hier op waar ons hekke op ons pad teekom nie. Jy word iemand wat sê, dit lyk soos 'n doodloopstraat, maar ek weet beter. So dit beteken eintlik, as dinge vir ons lyk na 'n doodloopstraat, is dit nie die einde van die storie nie. God is nog steeds besig om my en jou storie te skryf. Kom ons dink weer aan daai grondpad in die Karoo. Die pad wat eindig teen die draadhek. Maar kyk mooi. Langs die hek, daar in die lange gras is daar 'n voetpaadjie. Jy het dit gemis omdat jy so gefokus was op die hek wat skielik hier voor jou opduik. Maar die voetpaadjie loop by die hek verby, oor die koppie, en aan die ander kant, verder as wat jou oog kan sien, lê 'n land van belofte. Jesus het daai voetpaadjie vir ons oopgeloop, van die kruis af. Wat vir ons is 'n doodloopstraat is eintlik 'n deurloopstraat. Al die pad na die lewe, die begin van iets niets. Ons is paar Sondag mense wat leef in 'n goeie Vrydag wêreld. Lyk soms donker, voel soms doodgeloop teen 'n muur, maar die storie eindig nie daar nie, nie by 'n graf nie. Want God kan deur Jesus 'n gat in elke muur slaan. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe. Hy sê nie, sal lewe na die dood nie. Hy sê, maar sal lewe, al het hy ook gesterf. Amen. Ons dierbare Hemelvader,
Eintlik moet ons vandag al skop ons teen die prikkels. Maar moet ons vandag sê, dankie Here vir elke doodloopstraat. Omdat ons hoor en weet by U is daar nie doodloopstraat nie. Net deurgange na nuwe dinge. Ons bring al ons doodloopstrate voor U vandag. Breek dit deur. Asseblief, deur die krag van die Heilige Gees. En laat U nuwe lewe deurvloei om van elke doodloopstraat 'n deurloopstraat te maak. Raak ons verhoudinge aan, ons werksituasies, ons ekonomiese depressie, ons gemeente, Breckendal. Dankie Here dat ons weet, U leef hier in Breckendal, dat U soveel mense is wat U lief het, ons prys U vir elkeen van hulle. En bid dat deur U groot genade die lewe sal vloei vanuit Breckendal na die gemeenskap wat dit so nodig het. Ons bid vir Dominee Ilana wat die gemeente bedien, voorloop, vir Henny aan haar sy en die kerkraad, vir elke kategeet, elke pa en ma wat met soveel sorg en liefde net die beste vir ons kinders wil doen, elke oupa en ouma. Hou U hand oor Breckendal en verheerlik U self asseblief in alles wat hulle doen. En seën hierdie gemeente met die rykdom van U teenwoordigheid in Jesus se naam. Amen.